'n Goeie dag julle. En vandag is ons by Kolossense 1 en die trein trek die stasie van Kolossense stadig binnekant en hy blaas stoom af. Vader, dankie dat U ons oorgeplaas het in die koninkryk van U seun, van U liefde. Amen. Oom Piet is nie vandag hierso nie, maar hier staan oupa nou voor ons en oupa het iets om vir ons te vertel. Oupa sê, Paulus het nooit Kolosse besoek nie. Epafras het hulle geplant. Hulle woon in die vallei naby Laodicea, mislei deur filosofie en engelverering. Ja, hulle aanbid die engele, hulle aanbid die sterre en sommer goed wat hulle gemaak het. Paulus bid dat hulle vervul word met kennis van God se wil. En vandag lees Alta Leroux vir ons voor. Baie dankie, Alta. Alta, Nuwe Lewende Vertaling, 2007, Kolossense 1. Hierdie brief kom van Paulus, wat deur God gekies is, om 'n apostel van Christus Jesus te wees. Ons broer Timoteus skryf hierdie brief saam met my. Ons skryf aan God se mense in Kolosse, gelowige broers en susters, wat aan God verbonde is. Mag die genade en vrede van God ons Vader met julle wees. In al ons gebede dank ons God, die Vader van ons Here Jesus Christus, vir julle. Want ons het gehoor dat julle in Christus Jesus glo en van julle liefde vir al God se mense. Julle doen dit omdat julle hoop om dit te ontvang wat in die hemel vir julle gereed lê. Julle het daarvan gehoor toe die waarheid van die goeie nuus aan julle verkondig is. Dieselfde goeie nuus wat julle bereik het, gaan ook oor die hele wêreld uit. In die hele wêreld dra dit goeie vrug en versprei dit, net soos dit by julle gebeur het, vanaf die dag toe julle die waarheid oor God se genade gehoor en verstaan het. Epafras, ons geliefde medewerker, het julle daarvan geleer. Sy getroue diens aan Christus is in julle belang. Hy is wat ons vertel het van die liefde wat die Gees in julle bewerk het. Van die dag af wat ons dit oor julle gehoor het, hou ons daarom nie op om vir julle te bid nie. Ons vra God dat hy geestelike wysheid en insig aan julle sal gee, sodat julle heeltemal seker sal wees van wat hy wil hê. Ons bid ook dat julle leefstyl tot eer van die Here sal wees, om hom te behaag, deurdat julle lewe vol goeie werke sal wees, en dat julle God al hoe beter sal leer ken. Ons bid dat hy deur die krag van sy goddelike heerlikheid julle sal toerus met al die krag wat julle nodig het, om in alle omstandighede geduldig te volhard, terwyl julle met blydskap altyd die Vader dank, dat hy julle geskik gemaak het om in die erfenis van God se mense te deel. Die erfenis wat vir die mense wat volgens sy wil lewe. Hy het ons verlos uit die mag van die duisternis en ons oorgebring onder die koningheerskappy van sy geliefde seun. Deur die seun het ons verlossing verkry, naamlik die vergifnis van sonde. Die seun is die sigbare uitbeelding van die onsigbare God. Hy is die eerste van die hele skepping, omdat God alles deur hom geskep het. Ja, alles in die hemel en op die aarde, die dinge wat gesien kan word en die dinge wat nie gesien kan word nie. Of dit nou konings of heersers, regeerders of maghebbers is, alle dinge is deur hom en vir hom geskep. Hy was daar voor alles, en in hom word alles saamgebind. Hy is die hoof van die kerk, sy liggaam. Die seun is die begin, hy is die eerste van uit die dood opgestaan het, sodat hy inderdaad eerste in alle dinge is. God het dit goed gedink om met sy volle goddelikheid in sy seun te woon, en om deur alles met homself te versoen. Deur die bloed van sy seun aan die kruis het hy vrede gemaak. Ja, deur hom het hy alles op die aarde en in die hemel met homself versoen. Eers was julle ook ver van God af. Met verkeerde dade het julle gewys dat julle hom vyhandigheid gesind is. Maar nou het hy julle met homself versoen
deurdat sy seun as mens gesterf het, om julle voor hom as sy eie mense te laat staan, skoon en foutloos. Maar dan moet julle aanhou glo. Julle moet onwrikbaar vas bly staan en nie die verwagting laat vaar wat in julle gewek is, toe julle die goeie nuus gehoor het nie. Hierdie goeie nuus is aan almal onder die son verkondig. En ek, Paulus, het hiervan 'n dienaar geword. Ek is nou bly dat ek tot julle voordeel kan swaar kry. Ek is bly dat ek die deel van Christus se vervolging wat nog oorbly kan help dra. Ek verduur dit in my liggaam tot voordeel van sy liggaam, die kerk. Ek is 'n dienskneg van die kerk. God het my die verantwoordelikheid gegee om aan julle sy volle boodskap bekend te maak. Hierdie boodskap was vir eeue en geslagte lank 'n geheim, maar nou het God dit aan sy eie mense bekend gemaak. God het besluit om aan hulle bekend te maak hoe wonderlik die heerlikheid van hierdie geheim vir alle volke is. Die geheim is: Christus leef in julle. Dit is die vooruitsig dat julle in die hemelse heerlikheid sal deel. Juis hom verkondig ons. Ons doen dit deur elke mens te waarsku en met alle moontlike wysheid te onderrig. So wil ons graag elke mens in 'n volmaakte verhouding met Christus voor God laat staan. Hiervoor werk en stry ek met Christus se krag, wat magtig in my aan die werk is. Tot sover. Nou ja, tot sover vandag en ouma leun gemaklik agteroor in haar reistool. En sy kyk na die jong klomp daar op die stoep. Die son skyn heerlik en bak hulle warm. My kinders, kyk hoe dankbaar begin Paulus, sê sy. Hy dank God vir hulle geloof en liefde wat hy by Epafras gehoor het. Paulus bid dat hulle vervul sal word met kennis van God se wil, sodat hulle waardig sal wandel en vrug sal dra. Hy sê, julle wat eens ver was, het hy nou versoen om julle heilig voor hom te stel. Hoor julle dit, as julle maar net wil vashou aan die geloof. Ouma sluit af met trane wat oor haar sagte wange rol. My kinders, waak teen die wêreldse dinge wat julle van God kan vervreem. Dis waaroor Paulus praat. In vandag se tyd is dit dinge soos TV, die sport, selfone, al hierdie dergelike goed. 'n versie 'n dag op julle selfone is inligting, sê ouma. Tyd saam met God is 'n verhouding, sê oupa. Inligting is vinnig en dit gee 'n goeie gevoel vir 10 sekondes lank. Maar 'n verhouding met die Here vra stilte en baie mense is bang vir stilte. Baie is moeg en hulle voel skuldig. Hulle het probeer om die Bybel te lees en toe geval en toe maar 'n ander pad geloop. Die vyand, die duiwel, hoef jou nie weg te trek van God af nie. Die duiwel, al wat hy doen is, hy moet jou net besig hou. Hoekom kry die duiwel video's dan so baie views, vra een van die jonges? Maar die Bybel lees amper niks, sê dit vir ons ouma. Want, sê ouma met 'n mooi verduideliking, as jy skree daar is 'n slang in die huis, dan kyk almal op. Maar as jy sê daar is brood in die kombuis, staan net die hongeriges op. Die duiwel is sensasie en vrees. Die duiwel trek oë. Maar die Bybel is die brood, die lewende brood. Dit trek net 'n hongerhart. En ouma skiet 'n vraagie die lig in voordat sy afsluit. Waar het jy Jesus klein gemaak tot net 'n helper? Dink 'n bietjie mooi. Terwyl die Bybel sê hy is skepper en God en hoof wat alles vashou. Glo jy werklik jy is oorgebring uit die dood na God se koninkryk? Of leef jy nog asof jy in die donker mag woon? Sluit julle oogies, sê ouma. Here Jesus, U is die beeld. U is in alles eerste. As ek nog nie op hierdie punt in my lewe is nie, Here, help my om 'n hart ommekeer te maak asseblief. Want deur U bloed het U my met U self versoen.
Daarom gee ek myself vandag opnuut oor aan U. Here, vat my soos ek is en verander my na U wil. U is die pottebakker en ek is die klei. Dankie dat U my deur U bloed versoen het, Here. Hou my vandag binne U wil in plaas van myself in my selfoon. Here, ek loof en ek prys U vir dit. Mag U verheerlik word deur dit wat van nou af in my lewe gaan gebeur en wat vir my saak maak. Amen. Loof hom met die tromme, loof hom met die arp. Loof hom met die klinkende simbale. Prys hom met jou stem, prys hom uit die hart. Prys hom in die hemel en op aarde. Alles wat asem het, loof die Heer. 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 Loof hom met vioole, loof hom met 'n fluit. Loof hom met klaviere en gitare. Alles wat asem het, loof die Heer. 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 Loof hom met die tromme, loof hom met die harp.